Morning's here, morning's here, sun shines bright, morning's here. Ja, maar kyk, ons is baie bly dat Pieter wakker is met 'n lied in die hart. Soos julle kan sien, is dit beslis 'n goeiemôre, good morning. Goeiemôre. Kan nie. Dis te lekker. vroeg. Dis te vroeg. Hey man, nou Els, is so lekker om saam met jou weer wakker te word en Suid-Afrika wakker te maak. Hartlike goeiemôre aan ieder en elk van julle wat saam met ons ingeskakel is en ons het omtrent 'n behoorlike program wat vanmôre wag. Sê net gou vir my, hoe lank het jy nou jou stem 'n bietjie opgewarm vir daai stukkie? Nee, wat, dit was net sommer so van die kar af tot hier by die studio. Sjoe. Ja, die 15 minute wat ek het. Ek is mateloos beïndruk. Dankie Ja, Els. Jy ja. weet, dit was maar net die begin. Kyk hoe gaan hierdie voordat ons nou die naweek vasvat, hoe gaan dit nou ontvou? Sê gou vir my, as jy gereed om te hoor wat in vandag se program gaan gebeur? Hang letterlik aan jou lippe. Goed, kom ons vind uit wat gaan gebeur. Ons vind meer uit oor die nuwe mededinger vir beste bakkie in die land. Pieter, is jy een van hulle? Man, Is jy 'n mededinger? Ons weet nie, ons gaan uitvind. Sommer moet sien. Ja. Ons gesels oor die Golden Gate Dino Challenge. Die smaakmaker Deidre Viljoen is hier om te vertel hoe plaas en vrou tot 'n platform wat vroue inspireer gegroei het. En Karl Kitshoff kom kuier en deel sy nuwe enkelsnit 21 jaar. Hey, Propvol spyskaart, klink na 'n propvol heerlike spyskaart. storie, maar ek kan natuurlik nie wag om die eerste storie wat jy met ons deel te kan aanhoor nie. Jy wat 'n oggendmens is. Ja, nee, lekker. Kyk, ek was altyd maar 'n aandmens, maar skielik is ek 'n oggendmens. Maar dit is lekker. Ons het jou nodig, hoor. Ons het jou dankie. baie nodig. Ja. Goed nou. Mornings here. Sorry, jy laat my okay. Nee, ek wil nie jou goeie oggend bederf nie, maar hierdie is nogal kommerwekkende syfers wat ek nou gaan deel. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het landwyse misdaadvoorkomingsoperasies gedurende die Paastyd uitgevoer. Nou dit het tot meer as 15.800 arrestasies vir oortredings gelei, insluitend moord, verkrachting, aanranding en dwelmverwante misdade. So dit kom neer op meer as 770 arrestasies vir onwettige alkoholverkope, hoofsaaklik in KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Meer as 1400 arrestasies vir dronk bestuur, met KwaZulu-Natal weer eens aan die voorpunt. Byna 1750 arrestasies vir die besit van dwelms, waarvan die meeste in die Wes-Kaap. Die konfiskering van 132 onwettige vuurwapens en meer as 1000 rondes ammunisie. Nou die SAPD sê, dis die gevolg van verhoogde patrollies. Ek bedoel die vordering wat hulle nou gemaak het, padblokkades en ook getekende operasies. Owerhede is ook besig om pogings om onwettige tavernes te sluit en dwelmverwante misdaad te bestry op te skerp as deel van die verbetering van gemeenskapsveiligheid. So dis goed om te weet dat hulle 'n bietjie meer aktief is, as 'n mens dit so kan stel, en dit opgeskerp het, maar dit is kommerwekkend om te verneem, jy weet, van hierdie spesifieke syfers en dit net oor Paastyd. Ek dink dis belangrik om dit in gedagte te hou. Ja, dis so kort tydjie, dis letterlik 'n paar dae voor 'n naweek. Presies. En ja, nee, dit is erg statistieke daai. Hoe lyk dit in vergelyking met verlede jaar se statistieke of min of meer dieselfde Soos wat of? ek verstaan, en ek kan nou net gesels vanuit 'n Gautengse perspektief, maar soos wat ek verstaan is die syfers, veral wanneer 'n mens kyk na dit wat op die pad gebeur, was beter gewees. Nie noodwendig baie beter nie, maar daar was 'n verbetering gewees in vergelyking met verlede jaar. So dit is nogal ek dink dit bly 'n uitdaging, en ek dink, jy weet, 'n mens wonder, dit laat 'n mens wonder wat is die oplossing, maar ek dink hulle doen in hierdie stadium, jy weet, probeer alles van hulle kant af doen om 'n bietjie meer sigbaar te wees en om 'n bietjie strenger te wees. Ek dink dis net vir my skokkend om te verneem dat daar nog soveel mense is wat vir iets soos dronk bestuur in hegtenis geneem word. Ja, nee, kyk, ek dink hulle vat hulle kansie en hulle dink die polisie en so aan hou ook Paasnaweek, maar intussen tyd is hulle dan 'n bietjie meer, jy weet, visueel en daar. Dis interessant, jy sê nou baie van die statistieke KwaZulu-Natal en so, dink jy die polisie werk harder daar? Of is ons maar net soeter aan hierdie kant te gaan dink? Dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink, jy weet, dalk kyk 'n mens ook na die grootte van die provinsie en dan ook natuurlik die hoeveelheid mense wat daar is. Maar ek weet nie, dalk het die mense hier 'n paar geheime of
of so iets om daarmee weg te kom. Ek dink maar net so bietjie strenger moet hulle ons vasvat. Ja. Ek praat van ons want almal is skuldig daaraan om te dink hulle, jy weet, daar's mense wat erg onder die invloed bestuur en dan is daar mense wat na 2 biertjies onder die invloed bestuur, maar jy is nog steeds onder die invloed. Maar Elsa, kom ons maak dit 'n bietjie 'n ligter noot. Verstaan. As jy net van jou fotootjies en goeders op Insta en Facebook en so aan gaan share, Ja. doen jy baie editing, jy weet, mooi plooitjies bysit. Nee, ek maak Vat. seker dat die beligting ja, niks met die plooitjies of niks te doen nie. Ek het 'n paar lagplooitjies hierso en ek is trots op Jy hulle. sien ek het as prins gesê wat almal vat altyd weg. Dis gewoonlik hierdie wat my pla op die voorkop, jy weet, maar Waar? hierdie nee, jy kan hulle sien nee, kom nou. Nee, maar wat ek wil sê is, ja, beligting. Beligting sal ek gewoonlik kyk, jy weet, baie keer speel 'n mens bietjie met 'n filter en dis omtrent dit. Wat van jou? Ek dink nogal beligting is belangrik want 'n ou het nogal met die televisie ook al baie geleer. Jy weet, om reg te staan, nie met jou rug na die son toe en so nie. Maar nee ja, 'n Nederlandse politikus is uit haar party geskop nadat sy haar amptelike foto so geredigeer het dat mense haar nie meer kon herken nie. Patricia Reichman, is dit Reichman of Reichman? Reichman, ja nee, Patricia Reichman, nog 'n ou edit hier daar in jou fotootjie in. 'n Stadsraadlid in Rotterdam het glo KI-tegnologie gebruik om haar beeld dramaties te verander. Sy het volgehou, dit is steeds sy in die foto, maar haar party het gesê dat die beeld misleidend is en dat daar nie meer vertroue is nie. Sy is uiteindelik uit die party verwyder, geboender. Daar gat jy lyk nie meer soos wat jy lykie. Reichman of Reichman? Reichman. Ja, kyk, weet jy wat? Daar is mos nou 'n nuwe neiging wat kop uitsteek en dit is hierdie kunsmatige intelligensie weergawe van fotos. Jy kan duidelik sien jy weet wanneer dit kunsmatige intelligensie is, want die KI verwyder gewoonlik al die plooie en dis meer. Maar ek sê, ag, jy weet wat, as dit iemand gelukkig maak, doen maar wat jy wil, maar dit moenie misleidend wees nie. Ek dink veral in so 'n geval. Jy weet, dit is 'n politieke figuur. Ek sou gesê het, luister, ek kon gegaan het vir kosmetiese chirurgie, maar hier is net 'n fotootjie. Dis 'n bietjie goedkoper. Ja. Ja, daar sê. Hallo, Weet ons jy altyd wat? die wangetjies en goeters op dinner hê. Ek moet vir jou dit sê. Kyk, ons het 'n baie bekwame span hier wat fotos betref. Ja. Ou Ludwig wat ook hier Ja, so agter die skerms inderdaad. betrokke is. Hy neem fantastiese fotos en dan het 'n mens nie nodig om die beligting en so aan te pas nie. Glad nie. So gaan kyk maar gerus na die foto's. Julle sal sien dat ek en Els jou waarlik 5 jaar jonger lyk. Ja, ons op moet al net die met 'n foto's. pelt. Ja, net 'n lekker. Ja. Ek dink ons gaan vandag vir julle die James Bond. Jy gaan my leer om te pelt bloei. vandag. O, is dit? Wel, let's say dis baie maklik. Jy sê net fudge. Okay. Fudge. En op die dan met die fotootjie geneem word. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie, maar daar leer ek nou iets Try hom. nuuts. Kyk af vir die mense by die huis. Fudge. Oh nee, waar toe gaan ons? Bly net hier. Geen mens weet nie, maar ja, bly net hier. Bly jy ook maar net hier, hoor. Al kan ons nie met jou huis aan nie. Bly ingeskakel want net hierna vind ons meer uit oor die nuwe mededinger vir beste pakkie in die land. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning en ons is nou weer terug. Fudge. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer?
Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Nou ja, ons het almal al om die kampvuur gesit en gehoor hoe die manne stry. Ford, Toyota, die en daai en weet werklik die beste bakkie in die land. Myne is beterer as joune. Wel, daar is 'n nuwe mededinger in die mark en ons gesels nou met die hoof van verkope by Kia Suid-Afrika, Ryan Scholes, oor die nuwe Kia Tasman. Ryan, hartlike goeiemôre. Baie dankie. Môre aan julle. Ja, dis lekker en ek dink jy's baie opgewonde om te glinster in die oog, nee? 100%. So wat maak die Kia Tasman soveel anderste? Wel, ek dis seker maar die manier hoe hy lyk. Hy's baie uniek. So ons het nou al agtergekom jy's of vir dit of teen dit. Vir die wat teen dit is, moet net eers bietjie in hom ry en jy sal vinnig laat agterkom hy's daar. Hy's 'n looker. Ek moet sê die bietjie wat ek nou vanaf hom gesien het vanmôre, 'n looker. Hy is, ja, ek is bietjie militêr, redelik gespierd, maar ek sal nou vir julle wys. Ons is opgewonde vir dit. Hoorie, wat kan Suid-Afrika van die bekendstelling verwag? So dis 'n groot oomblik vir Kia Suid-Afrika. Dis die eerste keer wat ons 'n dubbelkajuit bakkie uitbring. So ek kan nie te veel vir julle sê aan pryse en daai tipe van goed nie, maar ja, ons is opgewonde vir dit. En dankie vir die geleentheid om hier te wees vanoggend. Ons gaan alles bekend maak later vandag, pryse, al die besonderhede agter die bakkie, maar ongelukkig moet julle bietjie langer wag. Ek het nou so gehoop ons kan eerste wees vanoggend, maar nou ja. Hoe lyk die huidige stand van bakkies, jy weet, en 4x4's en so aan in Suid-Afrika? Mark is groot, hè. So laas jaar so 61,000 dubbelkajuit bakkies verkoop in Suid-Afrika. Om mense 'n idee te gee, dis so 1 uit 8 voertuie wat in Suid-Afrika verkoop is 'n dubbelkajuit bakkie. So natuurlik 'n segment wat ons wil inwees en ons is baie opgewonde om die Tasman in te bring. Ek moet sê wat die res van Kia se produkte ook aanbetref, baie goeie produkte en jy sien ook baie van hulle op die mark van die kleiner ligter voertuie en so, maar ek dink julle is erg opgewonde oor die nuwe toevoeging. Baie. En ek dink wat regtig lekker is die bakkie is 'n regte bakkie. Dis 'n 2.2 diesel. Hy sleep 3.5 ton. Dis al die hygiene factors wil ek sê, wat 'n bakkie deesdae moet in het. Hierdie keer Tasman, so hy's klaar daar. Hoor dit so in 'n bakkie. I mean, baie mense hou van 'n robuuste voertuig, maar ek dink van die skoner geslag, die dames nie ook bietjie meer aanklank deesdae by die bakkies. 100%. En die Kia Tasman is 'n gerieflike bakkie. So die daarvan van 'n hard bakkie, iets wat dalk nie so lekker is om elke dag rondry nie. Die Tasman is soos 'n passasiersvoertuig as jy hom rondry, maar op die grondpad is hy 'n bakkie. En wat se tendense sien julle deesdae in die mark ook, jy weet? Waarde vir geld is seker maar een van die grootste. 'n Voertuig moet moderne tegnologie in het, moet veilig wees. So dis 'n paar van die goedes wat ons regtig seker gemaak het die Tasman in het voor ons ingebring het. 'n Mens sien 'n nuwe bakkie op die vloer en in die winkelvensters en goedes, maar besef nie wat so harde werk en navorsing daarin is in so iets nie. Dieselfde ook maar in julle geval. Dis letterlik 'n paar jaar se. Ja, dit is 'n paar jaar. So die Tasman voor hulle hom uitgebring het, daar was so 300,000 kilos van testing op Rovapaia, net op Rovapaia, 300,000 kilos van Rovapaia testing voor hulle hom uitgebring het om seker te maak hy is reg. Rovapaia, so hy's in Suid-Afrika getroud. Hy's reg vir Suid-Afrika se omstandighede. Grondvry hoogte 200
52 mm grondverhoogte, so dis Lekker hoog. reg vir al die slaggate. Absolutely. Ja. Hoorie, hoe besluit 'n ou dan op 'n naam? Ek meen, daar het jy ook nou al die slim mense en goeters, maar kon ons hier in Suid-Afrika ook so 'n bietjie 'n paar name byvoeg en sê, Ons het so gehoop, maar hulle het gesettle op Tasman. Ja. So wat interessant is die Tasman is net verkoop in 3 lande. So dis die Midde-Ooste, Australië en Suid-Afrika. So ek dink dit was een van die 3. Hulle moes 'n naam gekies het en Tasman was obviously. Nee, Tasman, hy loop lekker, hy beloop lekker. Hoe beïnvloed die ekonomiese welstand of jy weet die ekonomiese wat 'n ou nou mos maar sien, die brandstofpryse veral nou op almal se lippe en goeders ook, as 'n ou kyk na 'n voertuig of 'n bakkie? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Brandstofverbruik is een van die eerste dinge waarmee 'n mens dink voor jy 'n nuwe voertuig koop. Tasman is 1.8 liter op 100, 80 liter tank, so hy doen so 1000 kilos op 'n tank, so hy staan. Ja, hy staan. nee, definitief. En dit is regtig nie alles op papier nie op die einde van die dag met 'n bakkie, al sal jy sien, jy kry bakkies wat 7.1, 7.2 is, in die ware wêreld is dit maar dis alles omtrent 8 en 9 kilos. So as ons liter op 100. Ons het nou 'n bietjie oor die estetika gesels nou so 'n bietjie oor die petrol of die diesel verbruik en dies meer. Wat soek mense? Soek hulle deesdae tegnologie, werksverrigting, soek hulle veelsidigheid, veral nou met die oog op 'n bakkie? Ek dink dit is 'n kombinasie van alles. So die daarvan ons het 'n bakkie, hy bly by die huis, ons gebruik maar 'n kar in die week, ons vat die bakkie as ons weggaan. Ek dink daai is verby. So die bakkie is nou die kar. Hy moet kan werk, hy moet kan vakansie hou, hy moet kan kinders aflaai by die skool. Lekker. Nou ek weet Kia spog altyd met die nuutste en die beste features. Yes. So wat het hierdie bakkie waarna ons kan uitsien? So daar's 2 goedes wat vir my uitstaan. So die een is ADAS. Ek weet nie of so ADAS is Advanced Driver Assistance Systems. So dis 'n klomp stelsels wat rondom veiligheid gaan. Die ander een wat baie interessant is X-Track mode. So X-Track mode is 'n tipe van off-road cruise control. Oh nice. So dis baie cool om te gebruik. Hoor jy nou sit seker lekker en speel jy as jy by die bestuur uitkom, dan kom jy agter, jy wag, ek moet seker net eers stop dat ek hier 'n knoppie druk om bietjie kyk wat daar aangaan. 100%. Is dit ook maklik om hom daarom te kan verstaan? Ek meen met soveel tegnologie, ek weet ook as ek in 'n huurmotor of so ry wat vreemd is teenoor dit wat ek ry, dan is daar skielik ander knoppies en goeders, maar ek meen julle verkoop spanne en goeders is so on the ball. Ja, ons hoop so. So wat ons is redelik geheg om seker te maak as altyd knoppies in die karre wat ons verkoop. So meeste van die nuwe karre is alles skerms en mense noem dit iPads. So dis is alles iPads wat binne in die karre is, maar ons het nog steeds knoppies. So dit maak dit baie makliker. En dit maak die As jy verskil. iets soek, is dit daar's 'n knoppie vir dit. Wat nice is. Ja, nee, kyk, oupa en ouma was gewoond jy moet die handbriek iewers optrek. Is nie 'n knoppie wat jy moet druk of so nie, en of jy moet hierdie knoppie druk vir daai. Exactly. Die nuwe generasie sit permanent met die iPads. Exactly. So hulle is Ja. Hoorie, en wanneer dink jy is 'n bakkie nou vir werksverrigting daar? Jy weet die ouens om met hom gaan boer, en wanneer dink jy is hy meer daar vir jou leefstyl? Ek dink weer eens is dis tipe van 'n mengsel van die twee deesdae. Daar is nie dis nie twee aparte dinge nie. Ek meen as ons kyk na ons noem dit maar stadsboere. So kyk na die bakkies wat rondry vandag, hulle lyk asof hulle reg is vir die plaas. Maar dis omdat mense gebruik daai selfe bakkie om werk toe te ry elke dag, maar jy moet ook kan werk op die plaas op die naweke. En dis regtig een voertuig wat alles moet doen. Luister, ek is so nuuskierig, ek kan nie wag om in een van hierdie ouetjies net bietjie die wiele te laat rol nie. So, is hy van vandag af op die mark, in die mark, hoe werk dit? So vandag is die media launch, wat in die Kaap is. En ons gaan verkoop teen Vrydag, begin ons met retail verkope. Maar hy is klaar in ons handel by ons handelaars. So die lekker ding is jy is so opgewonde oor hierdie produk, jy gaan nie afvlieg Kaap toe vir die launch nie, jy reis hom gou deur. Hoorie, en wie dink jy gaan julle nogal lekker kan met die mark slaan? Is dit nou maar die stadsblaasboere en die jappies en so, of vir wie hoop julle om regtig te kan? Ek dink dis jy so. Ek dink dis mense wat regtig een voertuig in die huis het wat alles moet doen. Natuurlik sal 'n ander klein kar wees, maar die bakkie is die een wat moet al die harde werk doen, harde vakansie hou. Dis die all-rounder, as ek kan so stel. Verskillende kleure, of kan 'n ou kies? So 'n klomp kleure wat ons inbring. So ek gaan nie nou alles noem nie. Daar's 'n paar, maar as een van die kliënte op ons webwerf gaan, het ons al die verskillende opsies wat daarop is. Kom hy ook net uit in die 2 liter dan?
2.2. 2.2 liter. 2.2 diesel. Hey, ek mag dit nie vergeet nie, 2.2. 2.2. Ja. Ryan, ek is erg opgewonde en baie dankie dat julle die nuus met ons kom deel het. Dankie Maar nou ja, ook maar stil en teruggetrokke. Hy wil ook nie te veel van die aap in die mou uitlaat nie, maar ons sal maar die pers die dinge dophou. En ek weet sommer dat almal van julle ook hierdie pragtige visuele elemente wat ons met julle gedeel het oor die bakkie net ekstra nuuskierig gemaak het. Maar nou ja, bly jy net waar jy is. Ons is net hierna terug met sport saam met Arnold Geerts. En as daar nou 'n man is wat van 'n bakkie hou, Ryan, ek weet, is dit ook ou Annie. Hy laai hom vol allerlei sports equipment, tekkies en dinge en dan hardloop hy nie meer die Comrades nie, hy ry eerder van Pietermaritzburg tot in Durban. Bly ingeskakel hier by Goeiemôre, good morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Goeiedag weer eens as jy miskien nou net by ons aangesluit het of sal ons dit meer spesifiek maak. Goeiemôre, good morning. Dis Sporttyd. Ek is Arnold Geerts. The Golden Gate Dino Challenge NTB and Trail Run is bringing adventure, nature and a touch of history together in one unforgettable experience at the Golden Gate Highlands National Park. I'm now joined by John van Dijk from Sandparks Honorary Rangers to tell us more about this unique event and why it should be on every outdoor lover's bucket list indeed. John, good morning to you and thanks for joining us again. It is obviously, before we say anything about mountain bikes or anything else, it is one of the most glorious parts of our country, isn't it? It is fantastic. And just to get out there into that sandstone environment and just seeing that changing landscape, it's just something to behold. Both early morning, late night, it's just an amazing place. The reason for it is those changing colors that reflects off the sandstone. Just talk us through that. Sure. Talk you through it. That's the romantic in me going to come out now. I mean, that's Tap into it. It's just an amazing place. I mean, one can sit there looking at the vista in front of you, and as the sun's moving and the shadows just develop. I mean, you sitting there watching the vultures coming into land against the cliffs, or the lomachea, the bearded vulture, or even the nesting bull, the ibis. I mean, they also nest in that area. I mean, the birding, the animals, the plains game that one sees in front of you. It's just an evolving landscape. It is beautiful. What do the honorary rangers do? We
there are 2,700 of us around the country that look after the 21 parks. We don't look after them. Sand Parks looks after them. We assist. So we are joined at the hip. We provide a lot of these services, a lot of the boots on the ground, and also provide some infrastructure that perhaps budgets don't allow at any specific time. So you actually do a very special job. We like to think so, you know, and we also like to retain some form of humility around doing that as well, because it is really our colleagues at Sand Parks that do the amazing job. They do it all day, every day. We volunteer and we kind of choose the times that we like to be there. So it's a great privilege to be able to be there with them. Let's talk about the MTB race itself. How did it come about, and what are you trying to achieve with allowing people to ride in the park itself? Okay, so it's not like a number of our other rides that we have, which are in big 5 areas. This is more around just a meander around. I like to think of it like an embrace almost in that mountain. That you have mountains on all sides of you, and you're riding through the bush area, and just a changing landscape through. There's quite a lot of waterways. We built some artificial bridges across a number of the drainage lines. So it's a fair challenge. We're still trying to build the mountain bike trail and develop it into something that's going to be something that people will want to come through time and time again. At the moment, we have a 22-kilometer ride as well as a 44. Essentially, it's a two-lapper. Okay. So we're trying to build it to expand into other areas around the park as well, because there are a lot of really, really pretty areas there as well. It's obviously, it extends right through to the family, because there's even a 5-kilometer fun run and a fun ride for the younger ones who come and support mom and dad. There are, and it's fantastic to see the parents running with their prams, and little kids on their little bikes. They're trying to keep up. So it is. We try and promote a family environment on the early morning. And kind of during the day and the day before. So that's why we've put it in this long weekend this time, to try and encourage the family to be there. It is the only national park within the Free State, and so it's providing an area for even a lot of people from KZN and the Gauteng area to and come and enjoy the area they would otherwise not visit. It's basically just 3.5 hours away from Joburg, Pretoria type of thing, isn't it? It is. So it is, and the roads are very, very good. There's alternate routes, either via Bethlehem or via Harrismith, so it really is very accessible. And if we go back to nature itself, the biome there is very special. It's unlike any other area in our country. The park was established because of the grasslands. Way back in 1963, I see. 1963. That's so amazing. it's been around nearly as long as me. And you talk about grasslands, but there's these specialist trees, and then of course you've mentioned the birds, but there's also a massive amount of antelope that you won't necessarily get in other areas of our country. Yeah, you get the rare Oribi, so that's probably one that you won't see in too many places around the country. Eland, there's the black wildebeest, there's the typical the springbuck, a typical plains game that you'll see there. We have seen evidence of leopard there as well, so don't say that there are none of the big 5 there. But it's certainly it's what you would expect to see in a grassland environment. The big thing though is it was dinosaur country thousands of years ago. Talk to me about what there has developed over the past few years there. Thousands of years, perhaps not. 200 million years ago. That's where they've dated the evidence of dinosaurs there. I'm going to show off now, but the Mesopondylus is the dinosaur that they frequented there. What they've done, what they
it's a couple of years back, they discovered some eggs, clutches of eggs built into the cliff. And they've analyzed those, and there's whole embryos inside of those eggs. Word. So as a result, they've gone and established the Kgodumodumo Dinosaur Center. It was opened in June last year, and there have been plenty feet through the door, aimed at very much at education, but it's become a really, really fantastic world site for research and the like. There are even dinosaur prints in some of the rock that we've witnessed. So that enough is reason to enter the mountain bike race, I would imagine. It's an absolute must-do when you're there to go and visit that Kgodumodumo, meaning great giant, center at Golden Gate. Yeah. And that, of course, has also caused some employment in the area for people. It has, so they have a lot of folk being trained up to take tours around the centre, and then also a lot of the support, and then also a coffee shop and a lot of the ancillary services that are being provided to the centre. Yeah. John, where do people enter? Either MyActive online or through our Honorary Rangers site, our www.samparksvolunteers.org. Right. Yeah. John, thanks so much for chatting with us. It was fascinating. I'm looking forward to being there on the day. Arnold, thank you very much for having me. Thanks for your time. The Golden Gate Dino Challenge, MTB en Trail Run, dis daar reg aan die begin van Mei. Maak seker jy is daar. Net hierna gesels ons plaas en vrou, en ons weet hoe belangrik vrouens was en is as dit by plase kom. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Plaas en vrou het as 'n eenvoudige kykie agter die skerms van die alledaagse plaaslewe begin, maar het vinnig tot 'n platform gegroei wat vroue aanmoedig om hulle eie drome na te jaag en nuwe moontlikhede raak te sien. Ek gesels nou met die smaakmaker Deidre Viljoen. Baie welkom hier by ons. Baie dankie, ek is baie bly om hier te wees. Goed, nou Deidre, wat het jou geïnspireer om jou lewe op die plaas te begin deel met mense? Ja, so vir my het dit maar klein begin. Ja. Ek het gedink ek gaan net 'n paar hoenders aanhou en 'n paar blomme kweek en
toe het dit baie vinnig op my sosiale media begin, ek dink aandklank vind by vrouens op die plaas en hulle het begin sien dis moontlik om so iets te kan doen en te wil doen. So ek het dit begin post op Instagram en toe ek sien dit blaas op, toe dink ek net soos, okay, wag, ek moet meer hiervan post en deel. En dit het net van daar af begin groter en groter raak. Dis regtig ongelooflik. Hoekom juist blomme en hoenders? Dis 'n baie snaakse kombinasie, ek moet nou self sê nou dat jy dit noem. Ek dink op die plaas is dit maklik om te verval in jou man se voetspore, waar hy sê nou maar lucerne plant, boer en skaap as jou man dalk skaap het. En ek het gevoel ek wil iets vroulik doen. En toe ek die blomme begin plant en ek sien hulle kom op, toe dink ek net soos, dit is so mooi. En ek het 4 hoendertjies, ek net met 4 hoendertjies begin. En ek sien toe, okay, maar ek het 4 eiers elke dag. En die twee het toe nou 'n goeie kombinasie gemaak. En ja, dit het toe nou van daar af net, soos ek sê, groter en groter gegaan. So hoeveel hoendertjies is daar nou? Weet ons? Nee, te veel om my mee besig te hou. Nee, maar ek dink dit is wonderlik om te weet dat so iets wat klein begin het kan ontwikkel in iets veel groter en wat soveel kan beteken ook vir ander mense. Moet 'n mens op die plaas wees om so iets te kan doen of is daar hoop vir ons stadsjapies ook? Dis 'n baie goeie vraag want ek kan nie vir jou sê hoeveel mense in Johannesburg het hoenders by my al gekoop nie. Dit is indrukwekkend dat hulle kan sien om hoenders aan te hou in hulle werf wat baie klein is of al baie kleiner as wat ons mos nou op die plaas het. So mense wat hoendertjies by my aankoop en vir my sê hulle bly in die stad, dan dink ek net soos, hulle sien kans vir so baie, maar ek is so opgewonde saam met hulle. En selfs in die Kaap, daar's 'n ou wat in die Kaap by my 2 kuikentjies gekoop het en hy hou hulle aan hulle woonstel. Hy is te gelukkig met die 2 kuikentjies in sy woonstel. So, en dan dieselfde met die blomme ook. Dis maklik om 'n vinnige tuintjie aan mekaar te sit en 'n paar dahlia blomme daar te laat groei en selfs met die renonkels en anemone, dit is iets wat maklik groei. So dis iets wat nie oorweldigend is vir iemand wat dalk nou begin nie. Goed, nou jou platform fokus baie op vroue wat hulle eie inkomste wil skep. Waarom is dit vir jou so belangrik? Weereens omdat vrouens in 'n boerdery, ek fokus nou spesifiek op 'n boerdery. Vrouens wat dalk voel hulle moet iets doen, maar hulle weet nie wat nie. So daar waar jy dan nou gaan en sit en niks doen nie, hou hoenders en blomme en sulke tipe van goed jou elke dag besig. So dit skep vir jou 'n purpose, as ek nou dit in Engels mag sê, dit skep vir jou 'n purpose wat jy jou hande mee besig kan hou. En ek dink deel van die purpose het die inkomste bygekom. Hulle kan sien, maar as hulle dalk hierdie akkertjie vol blomme plant, kan hulle dit verkoop of verskaf aan 'n troue wat dalk naby hulle is. So dis vir my 'n groot ding om vir vrouens spesifiek dan nou bietjie te motiveer en inspireer om dan nou hierdie tipe van goed wat nie baie spasie en plek en tyd vat nie, iets te verander in 'n klein inkomste of dan nou 'n groot inkomste. So watter raad het jy vir iemand wat miskien met iets wil begin, maar hulle weet nie noodwendig waar om te begin nie? Ek sou sê, moenie dink omdat dit 'n klein begin is, dat jy nie gaan begin nie. Want alles wat jy doen, begin klein. Alles wat jy doen, begin dalk met 'n kleiner inkomste. So mense is dalk geneig om, hulle sien dalk net die klein inkomstetjie en dan dink hulle, dit gaan nie winsgewend wees nie, of dis baie werk, hoenders en blomme is elke dag wat jy iets moet doen. So ek sou sê, begin net. Al begin jy net baie klein, maar begin net. Koop vir jou 2 of 3 hoendertjies, koop vir jou 2 of 3 bolletjies, dahlia bolle of renonkelsbolle en plant dit en begin net. Ek sou sê, dit is my grootste raad aan iemand is, begin net. So eenvoudig soos dit, maar dis waardevolle raad dink ek, want ek dink baie mense hak vas. Jy weet, en sukkel om daai kopskuif te maak, om net oor te gaan tot aksie, as ek dit so kan stel. Goed, so jy het ook e-boeke geskryf. Wat kan lesers verwag as jy dit vir ons moes opsom? So ek het 3 e-boeke geskryf. Die eerste e-boek wat ek geskryf het was, dis nou 'n Engelse titel, How to Plant Dahlias, The Farm and Wife Way. So ek het gevoel, in al 3 my boeke is daar so oorweldigend hoeveelheid inligting op die internet, wat mense voel, dis te veel, dis te groot,
hulle weet nie waar om die inligting dan nou bymekaar te bring en dan nou iets maklik eintlik te doen nie. Want ek dink as jy iets lees op die internet dan dink jy dadelik, o, jene, dis net te moeilik, ek gaan dit nie doen nie, of dis te risky, ek gaan dit nie doen nie. En toe het ek al 3 e-boeke opgesom en saamgevat wat regtig ek voel, tried and tested, nodig is vir iemand wat begin om dit te weet. So, die eerste e-boek was dahliabolle gewees. Ek het dit maklik uiteengesit. Elke distrik in Suid-Afrika het 'n ander planttyd byvoorbeeld en al 3 die planttye het ek dan nou opgesom. Ja. Die tweede boek wat ek geskryf het was 'n Home Hatch Handbook. Dit verduidelik jou presies hoe om kuikentjies uit te broei by jou huis, want dit is nogal oorweldigend om dit vir die eerste keer te doen. So ek het dit ook lekker saamgevat en dan die derde ene is Spring Starts in Winter. So dit is 'n boek wat jy dan nou het om vir jou te verduidelik wat jy alles nou moet plant sodat jy in die lente mooi blomme kan hê. So wat sou jy sê beteken die begrip moderne plaasvrou vir jou? Want jy's nogal besig. Dit klink vir my asof jy net 'n ander soort benadering tot die lewe het, wat baie goed is en wat baie inspirerend ook is. Ek sou sê die moderne plaasvrou is iemand wat definitief sosiale media agterhaal het. Okay, ja. So ja, sosiale media het nie maklik vir my gekom nie en toe ek dit begin gebruik en tot my voordeel begin gebruik en oplees daaroor en YouTube video's kyk daaroor, toe begin ek vinnig besef ook dat behalwe vir die platform wat inspirerend is, kan jy jou plaas baie kleiner maak en op sosiale media sit. So jy hoef nie noodwendig 'n boer te wees en dan 'n boerdery te hê nie. So jy kan enige plek boer waar die moderne nou gedeelte nou inkom en jy kan nog steeds suksesvol wees en jou boerdery vorentoe vat as 'n moderne plaasvrou. En ons het nou nog so 'n minuut oor, maar dit sluit so half aan by my volgende vraag, want wat is jou droom vir Plaas en Vrou? Ek wil soveel as moontlik vrouens inspireer, mans ook, want daar hang 'n verskriklike donker wolk oor boerdery op die oomblik en my grootste doelwit is om positiewe content op my blad te sit sodat ek mense kan inspireer en laat sien, maar boerdery is lekker en dit is so lekker om dit te kan doen en die satisfaksie daai te kan kry van plantjies wat groei, hoendertjies wat groot word en met mense te kan deel wat dit net soveel beter maak. En ek dink dis juist waarom soveel mense aanklank vind. Baie dankie dat jy vanoggend die moeite gedoen het om spesiaal hier te kom kuier. Ja. Ons hou vir jou dop. Wonderlik, dankie. Goed, nou bly net waar jy is, want ons gesels net hierna oor my nuwe musiek. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer?
Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Tyd vir lekker musiek en my kunstenaar wat vandag by ons kom inloer, sy naam is Karl Kitshoff. En Karl is hier met sy nuutste enkelsnit, 21 jaar. Ek wens ek kon jou in jou oë kyk. Jou vra hoekom jy my nie lief het nie. Ek wens ek kon verstaan hoe jy dink. Vir die eerste keer besef ek sink. 21 jaar vir my ek jou. Jou blauwe kyk sag maar maak seer. Hoekom gee ek om wat jy dink? Ek is genoeg, want hy noem my steeds sy kind. Die stormwinde waai hier om my. Miskien is ek die een wat het begin het. Ek weet ek is gemaak vir meer. Ek kies nou, laat gaan van die seer. 21 jaar vir my ek jou. Jou blauwe kyk sag maar maak seer. Hoekom gee ek om wat jy doen? Ek is genoeg, hy noem my steeds sy kind. Hy noem my op my naam, hy sien reg deur my seer. Hy maak sy arms oop, dis nie maklik nie, ek los hom en beheer. Hy noem my op my naam, hy sien reg deur my seer. Hy maak sy arms oop, dis nie maklik nie, ek los hom en beheer. 21 jaar vir my ek jou. Jou blauwe kyk sag maar maak seer. Hoekom gee ek om wat jy dink? Ek is genoeg, want hy noem my steeds sy kind. Beautiful! Karl, goeiemôre, good morning en welkom hier, man. Dankie, lekker om hier te wees. Hoorie, wat 'n kragtige verhaal in 'n liedjie oor identiteit en dinge. Net so in kort, waar gaan 21 jaar? So 21 jaar het ek geskryf toe ek 21 jaar oud was. Dis waar die liedjie vandaan kom. En toe ek 21 jaar oud was, so ek het 'n lang storie met 'n gebroke verlede en wat ook al, maar toe ek 21 jaar oud was, dink ek het dit opgevang met my. So half wat ek besef het, soos joh, ek het 'n klomp foute gemaak as gevolg van 'n klomp seer in my lewe. En op 21 het ek half in die spieël gekyk en gedink, "Jesus, ek hou nie van hierdie ou nie. Ek hou nie van hierdie ou wat ek sien nie." En hierdie song is toe gebore uit daai plek uit. So in die liedjies dan sing ek, "Jou blou oë kyk sag, maar maak seer." En dis my eie oë waarvan ek praat daar in die liedjie. En dit was regtig so, dit het vir my gevoel, "Jesus, ek kan net nie hierdie ou in die oë kyk nie as gevolg van wat hy gedoen het en die foute wat hy gemaak het." En hoe ek regtig hierdie song toe nou geskryf het uit 'n plek uit van, "Joh, maar dank aan die Here wat my gehelp het." Soos het ek ver gekom in my lewe. Te danke aan die feit dat hy my naam ken, dat hy reg deur al daai seer gesien het en dis regtig waar die liedjie gebore is en uitgeskryf is toe. En sedertdien kyk jy met ander oë ook na jouself. Yes, en kan jy jouself in die oë Ja, kyk? verseker. It's amazing, op 21 voel jy tog
jy voel so volwasse, maar eintlik is jy glad nie, ja, 100%, yes. Hoorie, en musiek, waar kom jy musiek vandaan en hoe lank doen jy dit nou al? Ek weet eintlik glad nie waar dit vandaan kom nie, maar dit is nog altyd 'n passion vir my, is nog altyd in my hart. Ek onthou ek was soos 8 jaar oud en ek altyd vir my ma gesê, jy weet, eendag gaan ek 'n volla hê met 'n roofrek en dan gaan ek my gitaar op die roofrek sit en dan gaan ek all over gaan travel en gaan sing vir mense en so dit is nog altyd 'n passion van my. Ek toe ek 'n tiener was betrokke geraak in youth bands en kerke daar in Middelburg waar ek vandaan kom en daar het ek gespeel en daardie passie net aanhou groei en aanhou groei en aanhou groei en ek skryf al baie lank, is net nou eers wat ek actually dit uitsit. So wat vir my great is. Hoorie, jy's 'n Middelburg man, jy Mpumalanga. Ek's 'n Standerton man. Ja, daar sê jy sien soos van dieselfde vader. Ja, ek sien dit. Jou vrou het ook 'n rol gespeel in jou skryfproses. Yes. Ja, so sy is letterlik my beste maatjie al vir 8 jaar lank. Ons het saam gespeel al in bands daai tyd in Middelburg. Sy is daar in 'n ander dorp toe ek hiernatoe, maar al die tyd connected gebly en sy's regtig. Ek joke nie as ek sê sy maak my beter nie, want wanneer ek songs skryf sal ek altyd vir haar hoorie wat van hierdie dan sê sy nee, daai klink. Sy is soos my grootste fan, maar ook my grootste kritiek wat ek love. So sy het so 'n manier om vir my te sê, nee, jy kan beter doen. Soos traai gou daai of traai gou daai. So al die liedjies wat ek skryf, bounce ek eers by haar en dan help sy my mooi met dit. Dus sy's 'n goeie buffer. Yes, en sy sal ook vinnig vir jou sê nee, wag 'n bietjie. Ja, 100%. Hoorie so en hierdie lied sê jy voel ook baie meer rou as van jou vorige werk. Yes. Hoekom was dit vir jou belangrik om dit ook so te hou en oor te bring? Dis 'n goeie vraag. Ek dink vir my omdat ek so baie musiek skryf, hierdie is die een liedjie wat ek half voel, jy weet, eintlik is ek om nou luister en cringe ek so 'n bietjie, maar nie in 'n slegte manier nie, net soos as ek dink, jy's ek sien meer daai ou wat ek was nie. Maar wat ek besef in my lewe nou, dis vir my belangrik om hierdie storie oor te dra van die liedjie, want ek glo daar's baie mense wat sit waar ek was. En hoe meer ek mense om nou luister en hy nou uit is al buite, hoe meer kontak mense sê, wow, jy gaan nie glo nie, maar ek voel presies dieselfde. Hulle identifiseer en ek dink vir my is dit dis rou, dis eerlik en daarom voel ek baie keer soos ek is nie meer daai mens nie, maar as die storie enigiemand kan help, great. En dis hoekom ek dit gedoen het mainly. Hoorie, en ek moet vir jou sê, ek dink hierdie lied het massa alternatiewe invloede en goeders, maar hy neig ook vir my na 'n bietjie worship en goeders. Yes. Is die balans wat net gebeur het of het jy dit intentioneel? Dit was intentioneel. Ek dink vir my omdat ek al lank in kerk is en ek love worship en in my hart is ek 'n worshipper, maar ek wou regtig 'n liedjie uitbring wat 'n storie vertel wat totaal en al oor die Here gaan, maar wat enige ou kan luister. Wat enige ou in sy bakkie gaan voel soos hierdie Electrics is lekker of hierdie jy weet hierdie is vibes. Ja. Verstaan so dit was al vir my hart agter die song om iets ook vir 'n jonger mark, jy weet, iets wat 'n jonger ou sal voel maar wow, hierdie is actually 'n lekker ja, vir jong ouens is ek, jy weet. Ja, presies. Ek sal dit skryf. Hoorie se maar baie geluk met jou. Dankie. Die vrystelling van 21 jaar. Waar gaan mense hom kan sien en hoor en is daar 'n musiekvideo op? Ja, sy musiekvideo is op YouTube beskikbaar. Jy kan hom net gaan search daar 21 jaar Koketsof. Hy's op alle digitale platforms, Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube Music en nog 'n klomp wat ek nie eens van weet nie, maar hy's op almal van hulle. Het jy rugby gespeel? Ek het. Jy het nie baie gehoor van die Kitsof, né? Yes. Ja. Is daar enige lyn wat ou kan trek? Blykbaar is hy my verlangse neefie. Nou ja, toe. Hoe waar dit is en of my oom net gejoke het met my, I don't know, maar kan jy nou imagine jou van was Koen? Ja. Dan het ons gesê, dames en here, verwelkom op die verhoog van niemand anders dan as Karl Koen. En dan het die skare nie hande geklap nie, hulle het gegaan. Dis funny. My vriend, baie dankie vir die heerlike kuiertjie hier so vanmôre en ek kan nie wag om self nog net bietjie te gaan loer na die video weer nie. Natuurlik so rou en eerlik is sy beste vorm. Baie dankie dit met ons kom deel het en ons kyk uit vir jou. Dankie, waardeer jy. Nou ja, dit is dan dit wat vanoggend aanbetref van allerlei lekker stories, ernstige sake en die ligter sake. Dis hoekom goeiemôre, good morning elke oggend om 6:00 daar vir jou is. Van my en die res van die span, ons weet jy gaan 'n heerlike dag hê so op die klein Saterdag. Ons is môreoggend weer klokslag terug om 6:00. Ek hoop jy het 'n heerlike lekker dag. Maak mooi, wees 'n verskil. Maak 'n verskil.